Die graad 10 syllabus verwag van jou om verskillende skryfstukke te doen, waarvan die paragraaf een is. Voor ons kyk na die tipes paragrawe, kom ons kyk hoe om goeie sinne te skryf. Want wanneer jy 'n paragraaf skryf, moet jy jou sinne goed struktureer, sodat die betekenis van die sin duidelik is. Onthou, 'n sin begin met 'n hoofletter en eindig met 'n punt. Behalwe wanneer die woordjie 'n vooraan die sin staan, dan begin die volgende woord met 'n hoofletter. Ons gebruik ook leestekens in sinne om dit duideliker te maak. 'n Sin kan korter word deur net een woord vir baie te gebruik. 'n Mens kan ook gevoel uitdruk deur die keuse van jou woorde. In graad 10 gaan ons na net 3 tipes paragrawe kyk. Kom ons kyk na die beskrywende paragraaf. Hier moet jy 'n woordprentjie skep. Maak gebruik van beeldspraak, leestekens en interessante taal. Kom ons kyk na die storie van die turksvy. Die turksvy se grouwe, groen-pink skil is vol fyn stekelrige doringkies wat in klossies bymekaar sit. Die sappige, pink vleis is bespikkel met klein bruin pytjies wat lyk of dit kriewel en roer. Kom ons kyk nou na die woorde wat ons hier gebruik het. Heel eerste, ons sin begin met 'n hoofletter, die, en dit eindig met 'n punt. In ons tweede sin gebruik ons 'n uitroepteken aan die einde van die sin, want ons wil aandag vestig daarop dat iets ernstigs gaan gebeur. In plaas daarvan om te sê dat die turksvy se skil groen op party plekke is en pink op ander plekke, sê ons die skil is groen-pink. Om gevoel uit te druk, sê ons aan die einde dat die pytjies besig is om te kriewel en te roer. Die volgende paragraafie wat ons na gaan kyk, is die verhalende paragraaf. Hier vertel ons 'n interessante, entoesiastiese, boeiende vertelling van 'n gebeurtenis, gewoonlik uit die verlede. Kom ons kyk na 'n uittreksel uit die storieetjie Die Luiperd, geskryf deur Johan de Lange. Die luiperd kyk weer in die rigting van die tent, en die keer hoor Johan self ook hoe een van die twee daar binne hom uitrek en gaap. Johan moet nou vinnig dink. Hy gryp een van die klippe waarmee hulle vroeër 'n kring om die vuur gepak het en mik na die luiperd. Hier het ons nou gehoor dat ons 'n storieetjie vertel het. In ons volgende paragraafie vertel ons nie 'n storie nie. Ons gee vir ons leser feite weer. Jy bly neutraal en jy gee geen opinie van jou eie nie. Kom ons kyk na die feite oor hoe om gewig te verloor. Om gewig te verloor, moet jy genoeg kalorieë verbrand om die energie wat jy eet te oorskry. Die tipe oefening wat nodig is, hang af van jou gene. Kos in die oggend is nodig om jou metabolisme aan die gang te kry. Die dun darm is sensitiewer. Hier het ons geen opinie van ons eie gegee nie, ons het net vir die leser die feite weergegee.